Vriende, julle kan die Bybels oopmaak by 2 Konings, die 5de hoofstuk. En ons gaan net nou dit saam lees. Ek wil ook ons vriende wat inskakel deur die opname, wil ek ook groet in die naam van Jesus en ook dit uitspreek, dat jy ook vanoggend, of vandag wanneer jy dit luister, ook hierdeur geraak sal word. Vriende, ek dink ons almal stem saam dat die grendeltyd, die lockdown tyd, was 'n uitdagende tyd. 'n Tyd wat partymal goed was, partymal, ek dink die meeste van die tyd maar swaar was. Deel van dit was, wat vir my nogal swaar was, is dat ons nie lekker kon as gemeente, as wyke, as vriende, kon saam kuier nie. En deel van daai saamkuier is ons altyd dat ons stories deel met mekaar. Ons gesels en ons praat en ons deel stories oor 'n koppie koffie of oor 'n glasie wyn. Ons deel stories daar langs die braaivleisvuur of daar langs die sportveld waar pa's saam staan en kyk na rugby of ma's saam kyk na netbal of gesinne saam is. Ek dink ons mis dit, die deel van stories, die oorvertel van gebeure, die herinner aan spesiale geleenthede. Ek het Vrydag aand was dit vir my lekker Sias om by julle en by Japie Burden Japie by julle te wees en sommer net weer die stories te hoor en die stories te deel daar by daai potjie kos. Dis vir ons goed. Ek is mal oor stories, julle weet dit. Ek wil vanoggend 'n storie voor julle kom neersit. En ek wil hê dat julle sommer net so half agteroor sit en luister na die storie. Dis 'n ander tipe preek. Dis eintlik net 'n storie wat hom gaan herhaal. En alle elemente, Neelies, ek sien nou nie van Martha vanoggend nie, maar ek dink Martha sê met saam met my gestem het as Afrikaanse juffrou. Alle elemente van 'n goeie verhaal is in 2 Konings 5. Daai karakters en die interaksie tussen die karakter, die drama en die konflik wat ons gaan sien, die tragedie wat daar is in hierdie verhaal en hoe dit dan uiteindelik onthul, die afwagting en die verrassing wat aan die einde van hierdie verhaal plaasvind, die moreel, etiese en geestelike lewenslesse wat ons kan leer in hierdie skitterende verhaal. Maar hierdie verhaal is meer as maar net 'n verhaal rondom 'n braaivleisvuur of rondom 'n koppie koffie. Hierdie verhaal het 2 ander elemente en dit is dat daar geskiedenis deel van hierdie verhaal is, maar daar ook teologie deel is van hierdie verhaal. Geskiedenis, dis 'n verhaal wat werklik gebeur het. Dis 'n verhaal wat afspeel in die woord van God aangeteken is, maar deel is van die geskiedenis van die mens. Aan die ander kant is dit ook teologie. Teologie beteken dat dit gaan oor God. Dis God wat besig is om te werk. Dis God wat vir ons iets wil leer, lesse wil kom leer. So hierdie verhaal is deel van ons reeks waarmee ons besig is. Ons is besig met watter profeet? Elisa. Ons is besig met die profeet Elisa. Ons het gesien hoe word hy geroep deur Elia. Ons het gesien 2 weke terug by Jerigo, die water wat hy bruikbaar maak. En ons het verlede week gesien hoe kom hy by daai weduwee en hy help haar om die olie te vermeerder. Ons sien hierdie wonders en vanoggend is dan ook nie anders nie as 'n wonderwerk wat plaasvind. Terwyl ek die verhaal lees, wil ek hê dat jy wees rustig, dis 'n langerige gedeelte wat ek lees, dat die verhaal deel word van jou lewe, maar probeer ook kyk hoeveel karakters jy kan identifiseer. Hoeveel mense, soos ek gaan tel daar op jou vingers, of maak 'n merkie in jou Bybel, of skryf dit daar neer, hoeveel karakters hoor jy in hierdie verhaal? En dan dink jy ook met wie identifiseer jy in hierdie verhaal? Wie is jy? Want onthou, ons kan Bybel lees en dit kan by jou verbygaan.
of jy kan sê, Here, wat wil U vir my kom leer deur hierdie Bybelgedeelte? Wat wil God vir jou kom sê? 2 Konings, die 5de hoofstuk, vers 1, hoor hierdie pragtige verhaal. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man, wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ag, as meneer net by die profeet in Samaria kan uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Naaman, by die koning gekom, en hom meegedeel dat wat die dogtertjie uit Israel gesê het, gaan gerus, het die koning van Aram gesê, ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel. Hy het vertrek, en 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud, en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring. Dit het so gelei, ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê, is ek dan God wat mense laat sterwe, of aan hulle lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe gestuur het, om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir hulle duidelik wees. Hy soek net skoor met my. Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het, en het 'n boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het u klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Toe Naaman met sy wa en perde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur, gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Naaman het vererg weggery en gesê, ek het daarom gedink, hy sal uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hande heen en weer oor die plek beweeg, en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar, nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te wees nie? So het hy woedend daarvan af teruggegryp. Sy amptenare het by hom gekom en vir hom mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het? Hoeveel te meer nou dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees. Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en hom 7 keer daarin gebad, net soos die man van God vir hom gesê het, en sy vel het gesond geword soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op hierdie hele aarde, behalwe in Israel nie. Aanvaar asseblief hierdie geskenke van my. Maar Elisa het gesê, so seker as die Here leef, in wie se diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie. Naaman het by Elisa daarop aangedring om dit te aanvaar, maar hy het bly weier. Ek gaan net lees tot daar, ek kan gerus vanmiddag die hele verhaal weer gaan lees,
die laaste helfte van die verhaal, en nie so vir jou saamvat, Naaman is uiteindelik daar weg. Onthou, Elisa het 'n slaaf gehad, Gehazi. En as Naaman wegry, dan dink Gehazi by homself, maar ek wonder of ek nie so 'n bietjie van daai geskenke moet kry nie. En hy hardloop agter die wa aan, hy stop vir Naaman en hy's met 'n leuen, sê hy, oortuig hy vir Naaman om van hierdie geskenke vir hom te gee. Uiteindelik gee Naaman vir hom 68 kg silwer en 2 stelle klere. En Gehazi is terug na Elisa se huis toe. En skelm het hy die goed daar gaan wegsteek in sy kamer. En dan daar kom die woorde vandaan wat ons baie keer hoor. Van waar Gehazi? Nee, julle ken dit, van waar Gehazi? Dan vra Elisa vir hom, van waar Gehazi? Sê nee, hy was nêrens gewees en dan lieg hy verder vir Elisa. Die uiteinde is, Elisa weet wat hy gedoen het, en die uiteinde is, Gehazi word met die melaatse van Naaman geslaan. En dan eindig die hoofstuk waar daar staan, en hy het daar weggestap en hy was reeds spierwit so sneeu van die melaatsheid, en sy hele nageslag is daardeur beïnvloed. Die persone, die karakters in hierdie verhaal, weet jy hoeveel het jy gekry nie? Daar seker nou meer as die 5 wat ek hier noem, maar ek wil so stil staan by hierdie 5 persone. Naaman, die jong dogtertjie, die 2 konings, Elisa en dan Gehazi. En ek wil letterlik net weet gou so die storie. En dit maar net weer vertel en 'n paar goed onderstreep vir jou. As ons kyk na Naaman, ek dink hy is die hoofrol, die eerste persoon, eerste karakter dan nou in hierdie verhaal, dink hy speel die hoofrol in hierdie verhaal. As ons kyk na wie was hy, dan kan ons miskien net gou vers 1 weer met mekaar lees. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram. So hy was 'n soldaat, hy was deel van die weermag van die Arameërs. Hy was nie net deel van die weermag nie, hy was die hoof van die weermag gewees. Hy het 'n belangrike posisie gehad. Daarom staan ook, hy was 'n gesiene man, hy was 'n belangrike man gewees in die Arameese volk. Hy het self die agting van die koning geniet. So die koning het opgekyk na hom. Die koning was trots op hom. Hoekom? Want hy het oorwinning, deur hom het daar oorwinning gekom vir die Arameërs. So die koning was agter hom, die koning het gehou van hom, die koning het gesê, ja, dit is my offisier hier. Die man was 'n dapper soldaat, hy was nie net 'n leier nie, maar het self gedoen. En dan, maar, hy was melaats. Hy het melaatsheid gekry. En kom ons dink gou melaatsheid in daai tyd, 'n droë kol op jou vel iewers het ontwikkel en jy het dit gesien, daai droë kol het later in 'n smeer geword. Daai smeer het later aan die vel weggevreet, dan in daar gate in jou hande, in jou gesig, op jou liggaam, het self so ver dat jy van jou vingers of tone of hand sou verloor as gevolg van hierdie siekte, en daar was geen genesing daarvoor. Soos COVID-19 was dit 'n siekte van daai tyd, 'n gevreesde siekte, en jy kan sterf daarvan. Jy moes gekwarantyne word, jy moes eenkant gesit word, jy tussen jou mense, uit jou weermag, uit jou gesin, as jy buite gesit, 'n randfiguur van die samelewing geword. Maar dan vertel iemand vir Naaman, maar jy kan gesond word. Daar is 'n entingmiddel. Daar's op die stadium niks vir COVID-19 nie. Daar's op daai stadium niks vir melaatsheid gewees en dan word daar gesê, maar daar is 'n manier hoe jy kan gesond word. Naaman, jy kan gehelp word. En as hy dan gaan van sy dorp af na Israel toe, met die seun van sy koning, uiteindelik by die ander koning aangekom, en dan kom hy by Naaman.
met hierdie groot verwagting. Ekskuus vir die Engels, maar ek kry nie 'n Afrikaanse woord wat dit so mooi beskryf nie. Hy verwag hierdie spectacular, hierdie grootse gebeurtenis gaan nou gebeur. Hier gaan hierdie man nou iets groots doen en dan gaan hy gesond word. En al wat Elisa vir hom sê, en nie eers persoonlik vir hom sê nie, hy stuur sy slaaf Gehazi na hom toe, gaan was jou 7 maal in die Jordaanrivier. En dit is nou glad nie vir hom iets om te doen. Hy verwag iets baie groot. En daarom vers 11, Naaman het hom vererg. Hy het weggery en gesê, ek het daarom gedink, hy sou uitgekom het en gaan staan, die naam van die Here se God aanroep, dan sal hy sy hand heen en weer oor die plek beweeg, en so die melaatsheid wegneem, en dit kom nie sy verwagting na nie. Dit wat ek en jy soms verwag moet gebeur, en die Here in my en jou lewe of in ons gesinne doen, en dit gebeur nie, want ons wil hierdie spectacular, en God praat partymal in die stilte. Ek en jy stil is voor die Here, kom praat hy met ons. Gelukkig is sy amptenare daar, en sy amptenare oortuig hom om te gaan, en wel Jordaanrivier toe te gaan. En dan was hy hom 7 keer in die Jordaan. En as hy die 7de keer uitkom, broers en susters, hy siek, hy's vol sweer, en 7 keer, en die 7de keer as hy uitkom, dan sê die skrif daar, en sy vel was soos 'n jong seentjie, sy vel was genees. Dink, dit moes wow gewees. En hy kom uit en God genees hom, en die wonderwerk vind plaas. Kyk nou vers 15. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na Elisa. Daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Hy kom en hy doen 'n belydenis, dat hy's genees, hy's herstel, en dan gebeur ook hierdie geestelike herstel in Naaman. Nie net in sy liggaam nie, maar ook geestelik. En hy doen hierdie belydenis. Ek besef nou, ek glo nou, ek volg nou, ek is bereid om God te volg. 'n stuk belydenis nadat die Here genees het, herstel het, sy lewe, sy aardse lewe gered het, maar ook sy geestelike lewe gered het. Die vraag is, wat se droë kolle het ek en jy? Wat se seer het ek en jy? Seere wat dalk hier in die hart is. Seere wat dalk in jou verlede is. Dinge wat jy vanoggend soos jy sit weet, jy het hiervoor herstel en genesing nodig. Jy het hiervoor nodig dat God jou sal aanraak. Jy het redding nodig. Wat is dit? Dalk is dit fisiese genesing of iemand naby jou. Of dalk is dit gees. Die tweede persoon by wie ons stil staan is hierdie jong dogtertjie. Die jong dogtertjie uit Israel uit. Israel en die Arameërs is in oorlog met mekaar en by geleentheid dan oorwin die Arameërs vir Israel en hulle neem mense gevange terug na Aram toe. En onder hierdie groep mense wat teruggeneem word, is 'n jong dogtertjie naamloos. Haar naam word nie genoem. Dit is nie belangrik. Is 'n onthou 'n vrou in daai tyd was amper niks werd. 'n jong mens, 'n kind nog minder. 'n naamlose dogtertjie uit die van die vyande af, land in Aram, sy dink en sy glo anders as hulle hier. En as sy haar meester, as sy die persoon vir wie sy werk vir Naaman se vrou eintlik, maar sy sien hoe swaar kry die vrou. As sy dit sien, dan sê sy, maar ek weet waar die antwoord lê.
Kyk vers 3. Sy het vir die vrou gesê, dis nou die dogtertjie van Naaman se vrou, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Wat 'n getuienis, wat 'n vingerwys. Maar kyk die geloof, kyk die kinderlike geloof, dis nie, dan kan hy dalk gehelp word. Dan as hy glo en alles regloop, sal dit dalk, nee, die dogtertjie sê, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond. Spesifiek, 'n stuk geloof, gespreek oor dit wat kan gebeur. En ek en jy, ons geloof, het ons nog daai kinderlike geloof, het ons nog daai mosterdsaadjie geloof, as jy maar die geloof soos 'n mosterdsaadjie het, sal jy berge kan versit. Wat leer hierdie naamlose jongdogter vir ons oor geloof? Die derde groep mense, dis nou eintlik meer 'n groep, is twee mense, is hierdie twee konings. Die koning van Aram en die koning van Israel. Naaman, deel van die Arameërs, bly in Aram. Hulle koning is dan, as jy bietjie die geskiedenis nagaan, koning Ben-Hadad. Nou Ben-Hadad was die seun van Agab. Nou julle van Agab was getroud met Jesebel. Jesebel, hierdie Baal-aanbiddingsvrou uit die bose, en hulle aanbid afgode, en sy lei uiteindelik vir Agab dat hy ook Baal begin aanbid, en hulle los God. En Agab en Jesebel het 'n seun, Ben-Hadad, en Ben-Hadad is op daai stadium dan die koning. Nie heeltemal so sleg soos Agab. En Naaman kom by hom, en hy sê vir Naaman, hoor wat staan aan vers 5. Gaan gerus. Hy gesê, ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel. Vertrek, en dan gee hy vir hom 342 kilogram silwer en 68 kilogram goud en nog 'n klomp klere ook. Hy besef, hierdie koning besef, Naaman is vir hom belangrik. Naaman gee vir hom die oorwinning. Hy sal alles doen om Naaman te kan help, maar hy besef dis buite hom. Hy is die magtige koning van 'n magtige volk wat almal oorwin op die stadium. Hy kan nie vir Naaman genees. Hy sal enigiets doen om hom te help. Daarom gee hy die klomp geskenke. Ek wonder of jy weet hoeveel werd, hoeveel is daai goed werd. Ek het sommer 'n bietjie Patrick, het ek gegaan op die internet en gaan kyk wat kos goud. Wow! Ek moes bietjie goud gehad het. As jy daai omskakel in rand, was dit so 13 miljoen rand se goud. 13 miljoen, jy het reg gehoor. 13 miljoen rand se goud. En 4 miljoen rand se silwer. En dan is er nog 10 stelle klere en by. Dus hy het gehoop hy kan genesing koop. Hy het gehoop hy kan 'n lewe kom koop. En ons maak 'n klomp goed by mekaar. En ons dink daardeur kan ons lewe koop. Kan ons geluk koop. En ons wil vir ons kinders dit kom leer. En ons vergeet om die belangrikste ding vir my kind te gee, en die mense om my te gee, dis geloof, en herstel, en redding. Die tweede koning is die koning van Israel. Op die stadium dan, as jy bietjie in die geskiedenis ingaan, koning Joram, weet nie baie van hom af nie, maar Naaman kom dan by Joram, en hy is ontstel. Hoe kan die man nou van my verwag om te genees? Kyk wat vers 7 sê. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur. Dus ek kan nou God wat mense laat sterwe of in die lewe gee. Mense van melaatsheid kan gesond maak. Dit moet julle duidelik wees. Dit moet vir julle duidelik wees. Hierdie man soek nou net skoon. Hy is dadelik op die agtervoet. Hy moet dadelik beklei. Want hy weet nie wat aangaan. In sy eie land, in sy eie omgewing is God in beheer. In sy omgewing is een van die grootste profete wat in daai tyd opgetree het, is Elisa. En hy dink nie verder nie. Hy dink dadelik,
maar wat kan hy doen? In plaas om te sê, wat kan God doen? Wat kan God deur die man van God doen? Kan ek hom net verwys na die man van God doen? Ek en jy kan ons ook mense verwys na God toe. Verwys deur gebed, Here kom help. Weet ons nog werklik waartoe God in staat is, of het ons dit al vergeet? Joram het dit vergeet. Ek wil vir ons vanoggend kom herinner waartoe God in staat is. Vir wonderwerke, en ons sien nou elke Sondag hierdie wonderwerke plaas en waartoe is God in staat. Die vierde persoon is Elisa. Gelukkig hoor Elisa van dit wat gebeur. En Elisa tree tussen beide. Elisa laat Naaman na hom toe kom. En as Naaman daar is, dan stuur hy maar net 'n boodskap vir Naaman deur Gehazi en hy sê vir hom, vers 10. Ja, André. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur en gesê, gaan was jou 7 keer in die Jordaan. Dan sal jy gesond word en rein wees. Dis wat jy moet doen, 'n eenvoudige opdrag. Maar hoor wat staan daar. Dan, miskien, dan, dalk, dan, nee. Nou, Elisa sê ook, dan sal jy, net soos die jong dogtertjie gesê, dan sal jy gesond word. Dan sal jy rein wees. En uiteindelik doen Naaman dit. Uiteindelik, na sy amptenaar om hom gepraat het, gaan hy. En hy word genees. En dan kom hy terug met vers 16. So seker as die Here leef in wie se diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie. Naaman het vir Elisa daarop aangedring om die geskenke te aanvaar. Naaman wil vir hom hierdie klomp geskenke gee, dan sê hy, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie oor geskenke nie, dit gaan nie oor rykdom nie, dit gaan nie oor die wêreld nie. Dit gaan oor een mens wat gered word, oor een mens wat genees word. Wat is die prys op 'n mens se lewe? Wat is die prys op redding van een mens? En nou gaan dit hier net, broers en susters, net oor gesondheid, maar dit gaan oor geestelike gesondheid. Wat is die prys op jou kind se lewe om geestelik gesond te wees? Wat is die prys op die mense om jou wat vir jou werk se lewe om geestelik gesond te wees? Want sê Elisa, dit gaan nie vir my oor die geld nie. Dit gaan vir my oor die redding van hierdie een siel, van hierdie mens. Nie miljoene is vir my niks werd, maar dis duisende, dis miljoene werd dat een mens gered word. Die laaste persoon is natuurlik nou hierdie slaaf Gehazi. 'n slaaf, miskien moet ons eerder sê 'n dienskneg, of 'n navolger. Iemand wat saam met Elisa gestap het. Onthou nou, hoe het Elisa profeet geword? Hy het saam met Elia gestap. Stem jy saam, nee? Hy het saam met Elia gestap. En toe Elia opvaar in die hemel, toe word hy die profeet. Wat gebeur met Joshua? Hy het saam met Moses gestap. En toe Moses hemel toe gaan, toe word Joshua die nuwe leier. Wat gebeur met Petrus en Johannes en Jakobus? Hulle het saam met Jesus gestap. En as Jesus opvaar in die hemel, dan word hulle die manne van God. Wat gebeur met Judas Iskariot? Het saam met Jesus gestap. Maar die geld, die silwer, was vir hom te belangrik. En dan sy verloor. Wat gebeur met Gehazi? Gehazi kon dalk die volgende profeet gewees het, maar die silwer was vir hom te belangrik. Hy hardloop agter Naaman aan en sê, gee vir my 34 kg silwer. Uiteindelik gee Naaman vir hom 68 kg silwer. En dan is hy te gelukkig en nog 2 stelle klere op, maar hy probeer, dit gaan vir hom oor homself. Hy wil daai geskenke vir homself hê. Hy sê daar in vers 20. Die slaaf van Elisa, die man van God, het vir homself gesê, meneer het hierdie Arameer Naaman laat wegkom sonder om iets te aanvaar van alles wat hy gebring het. So seker as die Here leef, ek gaan agter hom aanhardloop en ek sal
iets van hom aanvaar. Ek wil dit hê. Dit gaan vir my oor myself. En as gevolg daarvan, van sy leuen, sy verkeerde keuse, die najaag van rykdom, word hy geslaan met melaatse, word hy geslaan met die dood. En ek en jy moet nou ook maar vir onsself afvra, wat jaag ons na, wat is vir ons so belangrik? Ons sien alles. Ons het die Bybel en ons lees alles wat in die Bybel staan. Ek kan eintlik niks meer vir julle op 'n Sondagoggend leer. Jy ken die woord. Ons het almal al wonderwerke in ons lewe ervaar. Ons het almal al God iewers ervaar. Ons weet alles. Wat se keuse maak ek vir julle? Wat se keuse maak ek wie ek volg? Wat vir my regtig belangrik is? Waar is my skatte? Kom ons bid hierdie gebed. Dink self oor watter van hierdie dinge jy dalk wil bid. Wat wil jy vanoggend vir die Here sê na aanleiding van Naaman se genesing? Here, bring herstel en genesing. Dalk is daar genesing, fisiese genesing wat jy nodig het, of iemand naby jou. Here, gee my kinderlike geloof soos hierdie jong dogtertjie, soos Elisa. Here, gee my kinderlike geloof dat ek U sal vertrou. Here, weerhou my van die najaag van wêreldse roem en rykdom, wêreldse skat. Here, help my dat U altyd die belangrikste in my lewe sal wees. Niks en niemand anders nie. Here, help my om 'n kanaal van genesing en herstel te wees. Nie net herstel en genesing vir myself nie, maar dat ons bid, Here, gee ook dat ek 'n kanaal sal wees, 'n pyp sal wees waardeur God se water sal vloei. Here, hou my gehoorsaam. Here, bring herstel en genesing.